Dink ook die land kan uit sy krisis uitkom. Ja. Ek dink ons kan. Ons moet net dit nou, hierdie plan, dink ek, van die 10-jaar plan is goed, maar dan moet hy absoluut volgens 'n plan uitgevoer word en besluit. Dit help net as jy ons gaan nou net oor risikogebiede en ons laat nog steeds toe dat diere rondbeweeg onbeheers. So wat hulle in Brazil gedoen het, wat verlede jaar deur die OAI vry verklaar is totaal van back and claw, is hulle het 'n gebied gevat om geënt, maar die beweging in en uit daai gebied is absoluut streng weer. En so het hulle opbeweeg van die suide by Catarina van Brazil tot heel bo teen die noordelike grens met Venezuela. Stuk vir stuk. Maar elke stuk wat gewen is in terme van inenting, se beheer in en uit daai gebied is streng gedoen. En dis al hoe ons dit gaan keer. Help nie ons gaan nou end en sê ons gaan nou hoë risikogebiede end of voerkralle end en abattoirs en so aan nie. En daar is nie beheer oor die beweging. Dan kan ons dit maar los. Hoe dink Dok moet die departement van landbou ons owerhede kry om dit ernstig op te neem om byvoorbeeld te help om beweging te beperk? Die wet laat dit toe, dit moet net weer in werking gestel. Vroeë jare het ons streng permitbeheer toegepas, waar hulle stel gehad het, as iemand van hier af punt A na punt B in 'n ander provinsie wil beeste stuur, dan moes daai plek van waar die diere heen sou gaan, wat hulle genoem het 'n geen beswaar permit uitreik om te sê, okay, hulle kan kom, ons het nie beswaar nie. Of, ja, julle kan die diere laat kom, maar onder hierdie en hierdie voorwaardes, byvoorbeeld in 'n geseëlde trok of so en so en so. Ek dink is moontlik, mens moet net die wet kan toepas weer. Die regulasies vir abattoirs wat spesiaal regte het dat jy daar kan gaan slag en die beweging van diere, watse tipe veranderinge in regulasies moet nou gebeur en dink Dok gaan nou kom wat gepromoveer gaan word? Ja, ek weet nie soseer of dan nuwe regulasies nodig is nie. Dit gaan net oor die toepassing van 'n beginsel wat die OAI al die jare terug in hulle internasionale regulasies wat Suid-Afrika ook trouwens toepas. En dit is dat daar moet by 'n abattoir voorsiening wees dat jy as die karkas daar voordoodse ondersoek wees vir back and claw, dat jy die stukke van die karkas, dus die kop en die pote en so aan kan identifiseer met die karkas self, as daar sou besmetting opgetel word, en as dit diere is wat uit 'n besmette gebied uitkom, moet daar fasiliteite wees vir rypwording van die karkas, en ook ontbening, en natuurlik die kliere wat uitgehou. En dit is nie, die punt dat ons nou, dit is wat my so 'n bietjie bekommerd, is dat teoreties in internasionale terme, is die hele land besmet. So om nou te karring met, want daar is ook nie op die oomblik uitvoer abattoirs vir dit. Op die oomblik, dink ek kan ons die nodige by die meeste abattoirs, groot abattoirs in dorpe, daai voorsorgmaatreëls tref, maar dit gaan tog op die ou en basies daaroor dat jy nie wil hê, die virus moet uit die abattoir uit versprei na plase toe. En dit is nie onmoontlik om dit te ken nie. So, ek dink die mense is dalk, pas dit toe, asof ons 'n vry gebied het, sonder back and claw daar buite, wat nie waar is nie. So, ek dink daar word te streng opgetree wat dit betref ten opsigte van die praat van goedgekeurde abattoirs. Dit gaan net oor 'n abattoir wat daai waarborg kan gee dat die virus nie uitkom. So, ja. Gaan die regulasie verander kan word in terme van om 'n plaas onder kwarantyne te plaas? Of is dit iets wat baie streng deur die Wêreldorganisasie? Nee, die OAI skryf dit nie eers voor nie. Vroeger jare het ons 'n beginsel gehad, dat as jy 'n plaas besmet kry met back and claw seer en jy het baie goeie bewegingsbeheer om daai plaas gehad vir 3 maande, dan het ons gesê 3 maande na die laaste geval gesien is, of as jy geënt het na die laaste dier geënt is, dan kan jy goed mee. Nie 12 maande soos hulle nou sê. Dis wat my betref te lank. Jy kan binne 3 maande, as daar geen geval meer is, niks kliniese gevalle nie, mens kan dit ook serologies toets as jy wil, dat daar nie sirkulerende virus is nie, dan dink ek dat mens baie meer toegeeflik wees in terme van beweging. Want hierdie 12 maande storie vang die boere baie erg. In terme van 12 maande mag jy nie eers vee verkoop om kos te kry vir skoolkinders, vir klere en al sulke dinge. Ek dink dis te streng. Vir die eenvoudige rede is dat ons is op die oomblik nie skoon van back and claw nie. Ons is besmet. As ons dan beweeg in terme van vry met inenting, na later vry sonder inenting, dan kan mens die regulasies aanpas. Maar op die oomblik dink ek is dit te streng.
En is dit 'n regulasie wat hulle al vir Dr. Raad ook Dis nie gevra het om te dis kan? nie 'n regulasie nie, dit is 'n interne beleidsbesluit. So dit is iets Wat hulle verander. noem veterinêre prosedurele kennisgewing of VPN. Dis 'n interne besluit. Daar is nie 'n regulasie wat sê dat die goed moet 12 maande onder kwarantyne. Dit staan nie in 'n regulasie. So dit kan baie vinnig verander word. Ja, dit is net 'n beleidsbesluit wat moet verander. Is dokter frustreerd met die huidige situasie se hantering? Vanuit dokter se vorige ervarings. Ek is frustreerd in terme van die rede wat ek nou vir jou gegee het, hoe ek groot gemaak is, dat as jy werk en klou het, dan moet jy vinnig en presies en dadelik optree. En ek is van mening dat ons het voete gesleep in Suid-Afrika in 2019, toe hy gediagnoseer is daar in Wembley en by daai veiling in noord van Pietersburg. Want van daar af het hy versprei en die beheermaatreëls wat toegepas was om Suid-Afrika se status van back-and-closure sone vry sonder inenting te behou, sonder om die risiko wat alreeds bestaan het in ag te neem. En jy kan risiko van back-and-claw verspreiding basies net op 3 maniere hanteer. En dit is deur inenting, deur goeie siektewaarneming en bewegingsbeheer, daai 3 dinge. En nie een van daai 3 was behoorlik toegepas nie, en op die ou end sit ons met 8 van die 9 provinsies was besmet is. Dokter, enige oplossing wat dok nog vir die sektor wil gee vanuit dokter se oogpunt? Ja, ek dink daar is, en dit lyk my dit begin nou so stadig gaan gebeur, en ook met hierdie ander komitee wat die minister is aan. Ek dink die mense moet hande vat. Almal is betrokke hierby, maar almal ly daaronder, en veral kyk oor jou skouer, en almal moet op hulle eie besef wat is die kritiese goed om die siekte te blok en te keer en te help oplos. Ons moet ophou klippe gooi na mekaar, want die ouens gooi maar vir my. Ek sê nou die dag vir iemand by die departement op Pretoria, lyk vir my julle het nou 30 direkteure van veeartsenydienste in Suid-Afrika, want almal klim op die wa en wees slim oor back-and-claw. En dit is nie bevorderlik vir ordentlike gekoördineerde beheer van die siekte.